Goeiemôre geliefde gemeente. Baie welkom aan almal wat saam met ons vanoggend hier is en saam met ons die Here aanbid en dien. En ook baie welkom aan ons besoekers wat vanoggend hier so is. Mag elkeen van ons daadwerklik die Here vanoggend op 'n besonderse manier ook beleef. Ons begin deur vooraf te sing van God se grootheid. U goedertiere kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Ons sing lied 200 vers 1 en vers 3, waarna ons dan direk sonder dat ek dit afkondig, lied 184 vers 1 en 3 sing, waar ons ook die Here se lof besing. Lof sing die Heer die ewige, sing tot sy ere. Lof sing die koning, die skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Ons sing hierdie twee lofliedere voor die tyd, want ons ontmoet die Here daarna in die ontmoetingsdiens, waar ons voor die almagtige God van hemel en aarde te staan kom. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Aan die gemeente van God hier in Okahania, wat hy in Christus afgesonder het om aan hom te behoort, wat hy geroep het om deur Christus uitverkies te wees. Genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen van julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan voort met ons lof van die Here en ons sing saam Psalm 92 vers 1. En dis weer 'n lofpsalm. Wie sou die Here nie prys nie, as weer met nuwe gloed 'n rusdag ons begroet.
Wie hom nie dank bewys nie in stille môre wagte, as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte. Direk daarna sal ons saam ons geloof bely, en dan bly ons staande en ons sing na ons geloofbelydenis, Skrifberuiming 12:3 vers 1. Net om, soos wat Paulus ook in die briewe doen, iets te bevestig ons dit ook, wat ons van harte glo en bely deur ons mond, deur saam te sing ook. So ons begin deur saam te sing, 92, dan bely ons geloof, en dan antwoord ons die geloofbelydenis met 12:3. Van hierdie God wat ons pas saam gesing het van, glo ons in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons begin vir die eerste keer vanoggend deur saam die skrif oop te maak in die erediens, deur saam te lees in Eksodus 20, die wet van God. Eksodus 20 vers 1 tot vers 17. As julle Bybel saamgebring het, is julle welkom om dit saam te lees. Ek lees ons die 83 vertaling van die skrif. Ons sien in die 10 gebooie, soos wat ons al baie keer genoem het, dat die eerste deel van die 10 gebooie gaan oor ons verhouding met die Here, en die tweede deel gaan oor ons verhouding met ons naaste. So God het in die gebooie voorsiening gemaak vir ons en sy verhouding, sodat dit uitvloeisel sal wees tot ons verhouding met ons naaste. En daarom, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is dit die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Geliefdes, let wel daarop, dit is die eerste gebod in die volgende 6 gebooie. En dit is die eerste gebod wat handel oor gesag, wat aangestel is oor die mens. Dit gaan nie noodwendig net oor bloot ons vader en moeder nie, maar dit gaan oor enige gesagsposisie waaronder ons verkeer. So God gaan van die verhouding met ons tot hom, na die verhouding tussen ons en die owerhede wat bo ons is, die gesag bo ons. En dan van daar af gaan dit voort na ons medemens toe. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook jy 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig voor die wette van God. En daarom sing ons saam Psalm 38, straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Ons sing daarvan vers 1 en vers 17. Liefdes, kom ons bid saam. Here, U is ons God. U is ons koning. U is die Vader wat vir ons sorg. U sorg vir ons in die fisiese, elke dag, ons daaglikse brood, tot die mate volgens U wil. Maar jy voorsien ook vir ons geestelik, tot die mate van U wil. Here, maar in dit alles voorsien U ook
dat ons daadwerklik in ons afhanklikheid tot U groei. U wys vir ons deur die geskiedenis hoe U beloftes vervul word, vervul is, en dus dat ons hoop kan bou op dit wat kom. Ons hoop kan bou op Christus, wat gesê het hy kom. Here, maar totdat dit gebeur, dat hy weer terugkom, waarvan die tyd onbekend is en niemand van dit weet nie, bid ons dat ons ywerig, diensbaar, verheug in ons beproewing en versoeking, maar diensbaar kan wees in die koninkryk. Here, U is enkelvoudige, geestelike wese, maar U is tog so aktief betrokke by ons. U is nie apaties nie, U sit nie eenkant ver nie, maar U is aktief betrokke. U is aktief met elkeen van ons besig, daar waar ons is, of ons onlangs tot geloof gekom het, of steeds 'n bietjie struikel, wankel, wiegel loop, of tot so 'n mate dat ons nou al ver afstande kan hardloop. U is daar. Here, want U is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindigend, almagtig, volkome wys, regverdig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Daarom, Here, uit die woord, spreek tot ons nou, sodat ons kan sien hoe goed U ook is, sodat dit ons bemoedig, vertroos en versterk. Spreek tot ons, Here, want die dienaars ons luister. Amen. Geliefdes, ons gaan na 2 tekste kyk vanoggend in die Ou Testament. Ons kyk eers na die boek van Josua en daarna kyk ons na die boek van Spreuke. So ons begin volgorde. Eerste is Josua en dan later is Spreuke. So ons gaan eers daar by Josua wees. Ons het mos nou die boek oopgemaak, die skrif oopgemaak in Exodus, toe ons daar saam gelees het. So is nou net 'n paar bladsytjies verder. Dan lees ons in Josua 1 vers 1 tot 9. Ek lees weer vir ons die 83 vertaling en daarna sal ek vir ons fokusvers net herhaal. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan julle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan af nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is oral waar jy gaan. Ons fokusvers is vers 7. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het.
moet daar vanaf nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Dan blaai ons nou verder in die Ou Testament, en ons blaai daarna Spreuke toe, Spreuke 6. As ons by Psalms gekom het, blaai ons net nog 'n klein bietjie verder, en as ons by Spreuke. So, net weer vir die kinders onthaalwe, as jy die Bybel in die middel oopmaak, is jy min of meer by Psalms, dan blaai jy net na die volgende boek toe, Spreuke. So ons lees Spreuke 6. Spreuke 6 vers 6 tot 9, sowel as 20 tot 23. Ek lees egter eers vir ons 20 tot 23 en daarna sal ek die voorafgaande teks lees. My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf. Wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. Dit moet jou altyd bybly. Daarmee moet jy saamleef. Dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen. Dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word. Wat ek jou voorskryf is 'n lamp. My onderrig is 'n lig. Wie hom laat teregwys is op die pad na die lewe toe. Net tot daar, in daai deeltjie is ons fokusvers vers 20. My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf. Wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. En dan laastens lees ons Spreuke 6 vers 6 tot 9. Gaan kyk na die muur, Leiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter of regeerder nie. Tog maak hy sy kosvoorraad reg in die somer. Versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, Leiaard? Wanneer gaan jy opstaan? Die fokus in hierdie deel is vers 7. Hy het nie 'n leier nie, hy het nie 'n opsigter of 'n regeerder nie. Geliefdes, tot voorbereiding vir die prediking, sing ons saam. Psalm 146 vers 2 en vers 3. Ons fokus en ons klem val daarop, moet op prinse nie vertrou nie, by wie niemand heil kan vind. Op die mense hoop nie bou nie, want as God hul gees ontbind, keer hul na die aarde weer, en hul raadslag stort terneer. Liefdes, ek wil net sommer voordat ons begin met die prediking, julle attent maak daarop dat enige teks in die skrif kan op 'n verskillende hoeke benader word, solank die essensie van dit wat daar gesê word uitgebring word. So as die teks vir julle bekend klink, ja, ons het al daaroor gepraat in Bybelstudie en ons het al daaroor 'n preek gehad, maar toe was die fokus op iets anders gewees. En vandag is die fokus op vers 7. Na aanleiding ook van wat in Spreuke 6 staan. Met dit in gedagte, kom ons hoor wat die Here vir ons sê. Geliefdes in ons Here, die oorgang van enige deel van die lewe, van een fase na 'n ander toe, is moeilik. Soms is 'n oorgang van een fase na 'n ander aansienlik makliker, en dan is 'n mens opgewonde en jy hardloop sommer in die rigting daarvan. Sekere fases is hartseer, terwyl ander fases meer verwelkom word.
Daar's meer potensiaal. Daar's meer opgewondenheid. In die sekulêre wêreld is daar meer vooruitsigte dalk. Maar wat gebeur in 'n lewensfase waar ons dit nie verwag nie? Die ontydige verlies van 'n geliefde wat aan die dood afgestaan word. Hoe hanteer ons daardie oorgangsfase? Want een oomblik was die persoon nog daar en die volgende dag nie. Hoe hanteer ons die verloor van ons werk? Jy gaan van die een fase waar jy werk het en die volgende fase het jy nie meer werk nie. Hoe hanteer ons dit? Miskien is ons in 'n motorongeluk gewees of 'n gevreesde siekte het ons beet gekry. En vanweë die ongeluk of die siekte is ons gesondheid nou agteruit. Of ons het as gevolg van die ongeluk een van ons ledemate verloor. Hoe hanteer ons daardie oorgang van een fase na 'n ander fase toe? Miskien is so 'n oorgangsfase ook die verwisseling van predikante in 'n gemeente, leraars, herders. Hoe moet ons nou aangaan? Wat moet ons nou doen? Ons sien ook so 'n soortgelyke fase in die lewe van Joshua en die volk. Moses was vir die volk 'n leier gewees. Hy het hulle gelei uit Egipte uit. Ons sien dit in Eksodus al. Hy het hulle uitgelei uit die land waar hulle slawe was. Hulle het geroep tot die Here en hulle het gepleit, Here, maak ons vry, gee ons verligting hiervan. En toe het die Here dit gedoen in die vorm van Moses en Aaron wat gestuur is. Hy het hulle uitgelei van een fase van bestaan na 'n ander toe. Maar kom ons dink dit vir 'n oomblik baie mooi oor wat plaasgevind het. Moses gaan na die farao toe. Die farao verhard sy hart. Die Here laat hom ook oor aan sy verharde toestand. En uiteindelik volg die gebeure dat die Israeliete uit die land uitgaan. Wat gebeur toe daarna? Daar by die Rooi See. Daar loop hulle daardeur. Droë grond. Maar wat gebeur met die Egiptenare? Hulle kom om. So hierdie leier Moses het hulle gelei deur 'n moeilike tyd in hulle lewe. En uiteindelik kom hulle op die ander punt uit. So nou as Moses nou sterf, dan sal die persoon wat sy skoene moet volstaan, aansienlik opgewasse moet wees vir die taak. Maar die Here het 'n plan, want hy is almagtig, hy is volkome wys. En God het reeds in Numeri 27 vir Joshua daarvan verwittig dat hy gaan die opvolger wees van Moses. En dis kan ons baie gemaklik aanneem dat Joshua was effens bang. Hy was effens op sy senuwees. Hoe moet ek hierdie volk in die beloofde land inry? Moses was nog altyd daar. Moses was die een wat hierdie fase aanvanklik begin het. Moet hy nie die een wees wat dit ook eindig nie? In Joshua se gedagtes, ons kan net spekuleer wat daaraan gegaan het. Maar wie kan ek nou vra vir raad? Na wat se leier toe kan ek gaan? Ek is dan nou die leier. Wie kan ek gaan vra vir wysheid oor 'n situasie in die volk? Ek kan vir niemand gaan vra nie, want ek is nou daardie persoon wat gevra word. Hoe moet ons nou in hierdie nuwe lewensbestaan ingaan? Natuurlik is die eenvoudige antwoord, moet ons staat maak op God. Maar uit ons fokusvers in Joshua sowel as in Spreuke sien ons hoe dit mooi hande vashou. In Joshua 1:7 sien ons die Here sê, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan af nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. So dis die eerste gedagte wat ons in hierdie teks het. Die Here sê vir hom, wees sterk, wees vasberade, die wette wat ek vir jou gegee het deur Moses, moenie daarvan afwyk nie. Moenie weggaan van dit nie. Bly daarop. Dis soos 'n pad waarop ons ry.
Dan is ons 'n bietjie verder van die pad of 'n bietjie verder van die pad of 'n kort voorlank staan ons langs die pad. En die Here sê vir hom, bly op die pad. Moenie links of regs daarvan afwyk nie. En dan vers 8, hierdie pragtige belydenis, maar tog ook 'n opdrag. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. As ons dink net aan 'n persoon se ruggraat. As jou ruggraat seer het, dan het baie dele van jou lyf ook seer. As jou ruggraat op die laaste, jou onderste deel van jou ruggraat seer het, dan sukkel jy baie keer om te loop. So die ruggraat is belangrik. Dit voer ook 'n mens se senuweestelsel onder toe. Die menslike liggaam is waarlik fantasties gemaak. En so moet die wetboek van God daadwerklik die rigsnoer, die ruggraat wees van alles wat ons doen. In Spreuke 6 vers 20 sien ons ook hoe die Heilige Gees die skrywer lei om te sê, my seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf. Nou moet ons ook 'n gedagte hou, in die Ou Testament se tyd het die vader meer gesag gehad as die moeder. Maar nou sê hy nie net luister net na jou pa nie, hy sê dan verder daarso. En dan in die volgende deel van die vers, wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. So hy gee vir die vader en die moeder oor die kinders albei die gesag om hulle te lei en te leer en te onderrig. Moenie daarvan afwyk nie, want dit is soos 'n lig, 'n lamp wat jou sal lei. Dit sal jou beskerm as jy slaap, dit sal jou lei sodra jy wakker word. En so uit hierdie twee fokusverse uit sien ons, God se wil, sy beloftes, sal altyd vervul word. Gelowiges, soos ek en jy, moet vas staan. Nie bang wees nie. En God is self by ons, selfs wanneer ons in enige ander nuwe lewensfase ingaan. So wanneer ons sê die Here vervul sy beloftes, waarna verwys ons? Ons verwys na alles in die Ou Testament. Hoe wonderlik is dit nie? As ons vra God se beloftes, Ou Testament. Die hele Ou Testament getuig van God se beloftes wat geprofeteer word, dit sal kom. En dan kom Christus in die Nuwe Testament. En hy vervul dit alles. Maar meer spesifiek, nou moet ons 'n gedagte hou wanneer ons kyk na die volk. Genesis 15 vers 18 tot 21 word die verbond gesluit. Dan word dit herbevestig in 28 met Jakob. Waar God sê aan jou nageslag gee ek hierdie land van Egipte spruit af tot by die Eufraat. Dis 'n groot gebied. Hierdie verbond wat die Here gesluit het, sal in vervulling kom. Die verbond wat God met Abraham gemaak het, is dan uiteindelik ook die verbond waarby ek en jy ook ingesluit word, want hy sê, jy sal 'n groot nageslag wees, soos die sterre in die hemelruim. En die verbond wat God beloof het aan Abraham, sal hy 'n groot volk wees en hy sal uiteindelik sy eie land kry. En dis alles wat vervul is in die Ou Testamentiese tyd, maar ook vandag vir ons. Die volk kan hieraan vashou, terwyl hulle deur die woestyn trek, want hulle is op pad na 'n nuwe fase toe. Hulle kom nou uit die plek waar die vleispotte van Egipte oorgevloei het, waarna hulle baie keer nog hinker. En nou is hulle vir 'n tydperk in die woestyn, op pad na die volgende fase toe van hulle lewensreis. Maar hulle het self vertroue in God verloor. En iets wat hulle waarskynlik soos 'n paar maande moes vat, neem hulle toe 38 jaar en 9 maande. Spreekwoordelik 40 jaar. Hulle kon lankal in die land ingekom het, maar weens hulle eie hardkoppigheid, weens hulle dat hulle rebels was, het hulle weggegaan van die rigsnoer af wat die wet was. Hulle het nie volkome vertrou op God nie. Asof dit nie genoeg voorbeeld is nie, sien ons dit ook deur die lewe van Moses. Hoe die Here voorsien het. 'n Nuwe fase elke keer laat aanbreek het. Waar hy 'n nuwe fase moes ingaan
om te doen wat die Here sê, en dan sê Moses vir die Here, maar ek kan nie praat nie. Hoe moet ek gaan praat met die Farao? Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie dat doen nie. Wat as die Farao dit doen? Moses het die hele tyd probeer hierdie nuwe fase waartoe hy gaan, waar die Here hom stuur, 'n bietjie briek aan te draai. Maar dit gebeur nie. Nog 'n ding wat die Here sê, en wat uiteindelik gebeur het, is Moses, wat nie die beloofde land sal ingaan nie. Numeri 20 vers 1 tot 13, sien ons dat Moses was ongehoorsaam teenoor die Here. En die Here het gesê dat hy sal nie in die beloofde land ingaan nie. Nog 'n belofte wat die Here gemaak het. Natuurlik nou nie 'n noodwendige positiewe belofte nie, maar die Here het hierdie belofte vervul. En alhoewel die Here nie laat Moses ook in die beloofde land ingaan nie, sê hy hierdie mooi woorde in Josua 1 vers 5, Moses my dienaar. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Hoekom? Want God vervul altyd sy beloftes. Die eerste een van hierdie was natuurlik die positiewe een, van hulle sal groot volk word, hulle sal hulle eie land kry. En die tweede een is die negatiewe een, waar die Here sê, hy sal nie in die land ingaan nie. Maar ongeag die Here, wat hy sê, sal gebeur. Ons moet net in gedagte hou, hierdie verbond is gesluit in Genesis, eerste boek in die Bybel. En dan oor 'n klomp hoofstukke en 'n klomp jare en 'n klomp eeue sien ons daar's afwagting vir hierdie verbond om in vervulling te kom. OK, ons het 'n verbond. Goed. OK, nou moet ons daar gaan 'n land kom en ons gaan 'n groot volk word. OK. Goed, kom ons wag. En uiteindelik oor tyd gebeur dit. Maar dan gebeur dit ook dat Moses dan nou sy eie seun moes offer. En dan dadelik dink 'n mens, ai, die verbond gaan nie in vervulling kom nie. En dan sien ons, die Here sê, nee, haal hom af, hier is ons vir jou bokram. En dan dink ons weer, ja, daar is ons weer hoop. En dan sien ons weer uiteindelik Jakob en Esau, en dan dink ons, ai, daar sal weer nie hoop nie. Hoe sal hierdie verbond ooit in vervulling kom? Hoe sal hierdie beloftes ooit waar word? En dan later sien ons, toe die volk in Egipte was as slawe, toe dink ons, nou verby. Nou wat nou? En toe hoor die Here hulle gebed, en hy vat hulle uit Egipte uit, en nou is hulle weer opgewonde en positief oor hierdie verbond wat gesluit is, hierdie belofte wat gemaak is. Maar nou, terwyl hulle in die woestyn is, nou verlang hulle terug na Egipte toe. Hulle wil nie vorentoe gaan nie, hulle wil teruggaan. Vrae kom op, soos byvoorbeeld, hoekom? Here, hoekom is ons nou hierso? Hoekom is ons op pad na 'n nuwe fase toe? Hoekom antwoord U ons nie duidelik nie? Hoekom verstaan ons nie U wil nie? Almal wag in groot spanning en afwagting vir hierdie beloftes om vervul te word, en dan sterf Moses ook nou daarbey. Josua besef, daar's ons groot spanning onder die volk. En hy moet nou hulle lei. En dan maak die Here die belofte aan hom, en hy sê vir hom, wees sterk en wees vasberade. Josua weet dat die Here hom tot hier toe gebring het. Hy ken die wetboeke, hy ken die geskiedenis van die volk. Hy ken dit. Daarom kan hy staat maak op die Here. Hy is self onderrig deur Moses. Hy is self onderrig in die woord. Hy het God geleer ken. En dan maak die Here 3 beloftes aan Josua, en hy sê vir hom, eerstens, niemand sal teen jou bestand wees nie. Dit is nogal 'n lekker belofte om te hoor. Niemand sal teen jou bestand wees nie. Dan die tweede belofte wat hy maak, by jou sal ek wees. So niemand gaan teen my opstaan nie. Die Here sal by my wees, en die Here sal my nie in die steek laat nie, is die derde een. Niemand sal teen jou bestand wees nie, sê die Here daarmee, dat hy sal oorwinning behaal, sover dit in God se wil is.
Hier is natuurlik militêre oorlogvoering waarvan gepraat word. Die tweede belofte wat gemaak is, soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. En ons geliefdes, ons ken die skrif. Ons weet wat in die lewe van Moses gebeur het. Die Here was waarlik by hom. Nog 'n belofte wat die Here maak. Dan die laaste ene, sal jy nie in steek laat nie. So daar waar ek as die leier nou van die volk wysheid kort kom, waar ek nie kan gaan vra vir wysheid by 'n leier nie, want ons leier het gesterf, daar sal die Here om die wysheid gee. Selfs daar in die oorlogsvoering, daar sal die Here wysheid gee. Maar omdat die Here hierdie 3 beloftes maak teenoor Joshua, verwag die Here van hom om dan ook van sy kant af iets te doen. Wees sterk en vasberade. Wees sterk en vasberade spesifiek in jou plig wat jy nou het. Wees sterk en wees vasberade as leier van die volk waar jy hulle nou moet inlei in die land. Wees sterk en wees vasberade en laat die wet jou lei. Laat my wil jou lei. Die Here bevestig later weer in vers 7 ons fokusvers spesifiek hierdie gedagte. In hierdie nuwe lewensfase waarin jy gaan, sal daar beproewing wees. Daar sal uitdagings wees. Dis 'n gegewe. Daar sal versoekings wees. Maar jy moenie bang wees nie. Moenie skrik nie. Wees vasberade en wees sterk. Met hierdie bevele wat die Here vir hom gee op 'n baie spesifieke manier, moet ons altyd onthou, dit gaan oor die verbond. Dit gaan oor ons lewe as Christen wat uitgeleef moet word. Dit gaan nie oor, baie keer hoor ons mense sê, dis oukei, gaan vir jou onderhoud, wees sterk, wees vasberade, moenie bang wees, jy moenie skrik nie. Dis heeltemal uit konteks uitgehaal. Dit gaan oor ons verhouding, ons uitleef as Christen in ons pligte wat God op ons sit. Ons opdragte wat die Here vir ons gee. En daarom sê die Here, die wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy doen. En so wil die Here hom ook bemoedig. Die Here sal by hom wees. In die Ou Testament was die Here by sy volk in die vorm van die tent van ontmoeting, in die vorm van Moses, in die vorm van Joshua. Maar toe kom Christus. God by ons. Ons het nie meer 'n Moses nodig of 'n Joshua nodig nie, want ons het Christus. God self is nou by ons, soos wat hy by Moses was. God was by die volk gewees in die leiding, in die oprigting, in die opdragte wat hy gegee het vir hulle. En daarom kan hulle op hom staat maak. Want hulle weet waartoe hy in staat is. Geliefdes, dit is baie belangrik vir ons om te besef dat Christus vir ons kom doen het wat Joshua ook vir die volk gedoen het. Hy het hulle ingelei in die beloofde land in. Dit wat beloof is van eeue tevore. Christus kom doen dit ook. Natuurlik ons beloofde land, eendag wanneer ons saam met hom in ewigheid kan wees en hom kan loof en prys. Maar ook nou hier waar ons nou is, kan ons vas staan. Ons hoef nie bang te wees, ons hoef nie te skrik nie. Christus word deur sy eie Vader gestuur, sodat hy deur sy eie Vader verlaat kan word. Sodat Christus Gods verlatenheid kan ervaar, die angste van die hel tot in die dood toe. Sodat ons kan weet, God sal nou by ons wees, soos wat hy ook by Moses was. En daarom sluit die woorde van Spreuke so mooi hierby aan, wat hy sê, hou vas aan wat jou vader en jou moeder vir jou sê. Dit wat die woord sê, die wil. Natuurlik hierso in Spreuke handel dit met hierdie vooropgestelde gedagte dat dit gepraat word met 'n gesin wat God ken. So dit wat die Here deur jou ouers vir jou leer, gebruik dit, leer dit, pas dit toe. Dit sal vir ons leiding gee soos 'n lig.
in die donker. Selfs die donker van nuwe fases, waar ons 'n geliefde verloor aan die dood, waar ons beproewing of versoeking moet deurstaan. Geliefde gemeente in Okania, uitgesonder in Christus. Die bediening hierso gaan ook nou in 'n nuwe fase ingaan. Daar is natuurlik nie dood soos in die geval van Josua of Moses nie. Maar dieselfde vraag kan opkom. Wie gaan ons lei? Waartoe gaan ons gaan? Gaan die Here ons hoor? Het die Here ons in die steek gelaat? Geliefdes, wees bemoedig met die teks. Wees sterk, wees vasberade, want die Here sal voorsien. Dis Christus se liggaam. Hy het nog altyd voorsien. Hy sal altyd voorsien. Soos wat 'n bruidegom vir sy bruid voorsien en haar wegneem van haar vaderhuis en uiteindelik vir haar voorsien in hulle eie huis, so voorsien God ook vir die bruid, die kerk. En ons sien dit in hierdie beloftes wat daar is deur die skrif. Hoe lyk dit prakties in ons gemeentelewe? Ek is by jou. Josua 1. God is by ons. Wees sterk en wees vasberade. Moenie dink, ag, hoe lank gaan dit nog vat om nog 'n predikant te kry nie. Moenie dink, ag, ons is so negatief nou nie. Die volgende een is, moenie afwyk van dit wat ons ken nie. Ons ken die skrif. Ons ken God. Leef daarvolgens. Doen dit wat Christus vir ons bekend gemaak het. Gaan na die nasies toe. Praat met die mense. Mans, wees lief vir julle vrouens. Vrouens, wees diensbaar teenoor julle mans. Kinders, moenie opvleend wees teenoor hulle ouers nie. Maar ook sien ons 'n pragtige voorbeeld in die Spreuke teks, net 'n bietjie verder voorop. Gaan kyk na die muur. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, tog maak hy kosvoorraad reg vir die somer. Hier waar ons nou ingaan in die nuwe fase van ons gemeentelewe. Leer by die muur. Hy's werksaam, hy's ywerig, hy's bedrywig. Hy wag nie dat iemand vir hom sê, doen so en doen daai en gaan voort nie. Hy doen dit net. Hoekom? Want sy prioriteite is ook reg. Want hy weet hy moet kos voorsien vir die toekoms, anders is daar nie. Ouderlinge en diakens word geroep om toesig te hou, te regeer, meelewing te bevorder. Ouderlinge toesig en regeer en diakens om meelewing te bevorder, diens van barmhartigheid. Gebruik die toerustingsgeleenthede, die gereedskap in die liggaam van Christus. Want ons ken die skrif. Die skrif praat hulle van die woord, 'n suiwer woordverkondiging. Hy praat van die bediening van die tug en die bediening van die sakramente. Ouderlinge, maak seker dit word gedoen. Diakens, maak seker dat die weduwees en die weeses nie agteruit gaan nie. Bemoedig hulle, ondersteun hulle, bevorder meerlewing. Moenie wag vir leier om dit te doen nie. Geliefde lidmaat van die Gereformeerde Kerk Okania, hou jou fokus op God. Prioritiseer in alles God se wil. En leer jou kinders dit ook. Ons kan nie eendag, ons het nie nodig dat iemand vir ons dit voorskryf nie, want God, deur Christus, is ook ons leier en hy sal by ons wees. Daarom, wees sterk, wees vasberade, want God, hy is met onsself. Al gaan ons deur 'n nuwe fase van bediening. Amen. Geliefdes, ons gaan antwoord op die prediking deur saam te sing Psalm 147, vers 2 en vers 5. Hy heel gebrokenis van hart en hy verbind hul in hul smart. Sy oë speer oneindig ver, hy tel en roep die laaste ster.
Ons sing dit in antwoord op die prediking, waarna ons saam dan sal bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, U is barmhartig, U is sagmoedig, U is lankmoedig, U is liefdevol, U is genadig, en ook haat U die sonde. Here, ons wil U dank bewys, maar ons woorde is te min. Ons wil U dank bewys, dat ons die geskiedenis van die volk, die hele skrif, as bewys te kan hê, dat U beloftes vervul. Here, so daar wanneer ons oorgaan na 'n nuwe lewensfase toe, waar ons nou moet lewe sonder 'n geliefde, vanweë die dood, vanweë ongeluk, vanweë siekte. Dat U woord ons rigsnoer wees. Dat ons U wil altyd sal volg. Here, maar ook so nou waar ons gemeente in 'n nuwe fase ingaan van bediening. Mag ons altyd vashou aan die beloftes dat U vir U kerk sal voorsien. Dat U vir die liggaam van Christus sal voorsien. U versterk, U bemoedig, U troos. Maar ook vermaan U, wys die regte pad aan en haat sonde. En mag elkeen van ons dit ook onthou in hierdie nuwe lewensfase, in hierdie nuwe lewensfase van ons gemeente. Here, mag U lig, soos wat Spreuke ook van praat, hier vanaf uitskyn. Mag U lig, U liggaam wat hier is, die lig wees ook vir die dorp, vir die streek, ook vir die land. Here, ons bid saam vir ons ouderlinge, dat hulle ook sal onthou om vas te staan, vasberade te wees, nie bang te wees nie, nie vrees nie. Dat hulle doelgerig in hulle amp sal voortwerk, tot eer van die kerk. Om toesig te hou, sodat die woord suiwer verkondig word, die sakramente bedien sal word, en dan die liefdevolle en heilige tug toegepas sal word. Here, maar so bid ons ook vir ons diakens,
dat die meelewing wat onder hulle as klein groepie bestaan, duidelik sigbaar sal wees. Ook vir die ouderlinge, maar ook vir die hele gemeente. Dat dit meelewing sal bevorder in die gemeente teenoor die gemeenskap. En uiteindelik ook teen elkeen daar buite. Here, maar ons bid ook vanoggend vir elke lidmaat. Ons tree ook in vir mekaar. Dat U ons gedagtes opnuut sal rig op U. Dat ons gedagtes opnuut sal rus op ons prioriteit wat eerste gestel behoort te wees, wat U is. Here, mag die Heilige Gees ook 'n ywer bewerk in elkeen van ons harte. Dieselfde ywer as waarmee ons na atletiek toe gaan, of na 'n wedstryd toe gaan, of na 'n netbal of 'n rugby wedstryd toe gaan. Daardie selfde ywer en toewyding wat ons kilometers sal ry, sal in ons hart ook wees vir U kerk, vir die liggaam van Christus. Dat daai selfde ywer hier waar ons veilig is, sal toeneem. Here, ons bid ook dat die Heilige Gees ons sal lei, daar waar ons prioriteite vervang met aardse dinge wat ons besig hou, dat ons fokus terugsit op U. Dat ons nie so besig word met die dinge van God, en dat ons God vergeet nie. Maar dat ons die dinge van God sal vergeet, en op God alleen fokus, op U alleen fokus, wat die bron is van ons bestaan. En mag ons, hoe langer ons en hoe meer, leer van U. U woord en U wil gebruik as rigsnoer, sodat ons nie links of regs daaraf sal wyk nie. Here, want aan U kom toe die koninkryk, die krag, die heerlikheid, die mag, alles wat goed is, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die afdra van liefdegawes en kollekte. In die diens is dit vir die diens van barmhartigheid, sodat die diakens hulle diens kan doen, en ook kan voorsien daarvoor waar voorsiening nodig is. En by die deure is dit vir die GKSA se kerklike tydskrifte. So in die diens vir diens van barmhartigheid, by die deure is dit vir die kerklike tydskrifte.
Geliefdes, terwyl ons nou gehoor het hoe die Here saam met ons sal wees, daarom sing ons Psalm 33, want ons wil sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer. Hoekom? Want dit pas opregt is God te lowe en uit te jubel tot sy eer. So kom ons sing Psalm 33 vers 1 en vers 11, waarna die Here ons dan uitstuur om in hierdie beloftes te gaan lewe met sy seun. Geliefdes, wees sterk en wees vasberade. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Want die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn in jou dag van nood. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sal hy sy vrede gee. Amen. Ek weet almal is vreeslik opgewonde om te gaan koffie drink want ons ruik al van daai reuke. Maar gun my tog net die laaste keer dat ek asseblief net my enkele afkondigings gou doen. Want ons weet almal dit is nie enkele afkondigings nie. So. Vanoggend om 8:00 was die gebedsbediening reeds aan die gang. 9:00 het ons woordbediening gehad en nou haar die koffie waarvan ek gepraat het. Gemeenteaktiwiteite hierdie week. Zander en Marna, ek wil sommer net vir julle sê, die dingetjie hier is af. So ek volg nou maar my lysietjie. Okay. So die Bybelrooster wat ons die Bybel saam lees deur die jaar is steeds in die stroompies beskikbaar. Dinsdag om 10:00 amandelbloeisels by Abenvrede en dan om 6:30 die aand Bybelstudie in die gemeente kerksaal hier agter. Dan woensdagoggend om 10:00 die kuns en kletstannies, almal is welkom om soontoe te gaan en dan sinmaak sal vir oulaas weer gestuur word. Daarna sal julle dan self besluit of julle dit dan aanhou kyk. En dan woensdag aand om 6:00 onder leiding van Zander Skooman en Stefan Heineke is dan die konstruksie, die jong manne Bybelstudie. Katekisasie hervat volgende Sondag, die 2de Junie, as die Here ook wil. Ons volg die kalender. So hou asseblief by dit wat in die kalender is. So hierdie week word dan nou 'n tuisles. So by die tuis moes ons die les. So volgende week gaan ons aan met die gewone katekisasie. Onder katekisasie, Menay, waar's Menay? Menay het klaar geloop. Menay, hulle is 'n klas. Wie's almal by die senior fases? Die hoërskoolkinders. Ek sien nie 'n enkele een nie. Almal is seker saam met hom hier agtertoe. So julle is by Tannie Charlene gewees. So nou gaan julle by Japie wees. Japie. Ek sien ook nie vir Japie nie. Almal is net weg vanmôre. Die kinders, Japie,
die wegraping plaasgevind. Ek weet nie. So, julle gaan asseblief na Japie toe. Dan belydenisgroep. Ek sien julle sommer so hier voor my. Julle gaan dan voortaan van volgende week af gaan julle dan by Shaal belydenis doen. Shaal, steek in jou hand, as hy. Die oomie voor. So ouderling Shaal, julle sal by hom wees. En dan sal julle nog steeds op 'n gewone plek hier agter by mekaar kom. Hy het beloof hy sal nie kwaai wees nie. Dan die belangrike datums. Die senior ontbyt wat gister sou wees, is nou uitgestel September toe. Want ons baie mense wat sien jou, dis hoekom ons hoes, dis hoekom ons dit uitgestel het. In 'n geval so, dis 'n bietjie koud en ons kan nie nou by die ontbyt doen nie, so dit gaan September maand toe. Dan die kerkkos aan Sondag, Vrydag. My datums kry ek nou nie reg nie. Vrydag wat nou kom, die 31ste, kuierkos aan, curry en rys, dit is R45 'n bakkie. Julle kan by Marna bestel. Ek is op daai groepie waar hulle besig is. Die mense is besig daar, hulle ruil resepte uit. Dit gaan lekker wees. So ek wil kry 'n bakkie curry en rys. Dit is nou die 31ste dan. Terwyl jy nou geld trek vir die bakkie curry en rys, trek sommer geld want die volgende dag is die diakenbraai en ons almal weet dit is lekker vleis. So die 1ste Junie is dan diakenbraai. Die 6ste tot die 8ste dan die Linda, dan die Rina, julle moet my nou 'n bietjie help hierso want ek ken dit nou as die Wol Tannie se brei maraton of hikel maraton. So ek gaan nou maar net sê die maraton waar gebrei en gehikel gekuns word. Gebeur die 6ste tot die 8ste. En dan die 15de Junie is dan die Bybel vasvra, die 22ste Junie is dan Susters kom bystee. Onder verjaarsdae, die 28ste Mei Piet Steenkamp en dan die 30ste Mei Zander Skuman. Baie geluk ook met julle verjaarsdae. Zander, maar hy het nie 'n sjokolade hier gesit vir jou nie. Jy moet met haar praat. OK. 'n Kollekte, soos ek reeds gesê het, in die diens vir diens van barmhartigheid by die deure is dit vir kerklike tydskrifte. Aan diens vandag is Marcus en Zander en volgende week is dit Philip en Marcel. Die susters se name sien julle daarso. Ek het nou soos ek sê my skerm is dood hierso, so ek kan nie saam lees nie. Dan vertrek met attestaat van Gereformeerde Kerk Okahania na die NG Kerk Okahania is AB Blou. Vertrek sonder attestaat Leandro Erasmus. Dan verder onder die kerkraadsbesluite, die eredienste soos wat ons laasweek gesê het, gaan steeds voort. Dominiteens, dit sal afwissel tussen dominiteens en ouderlinge. So dominiteens, baie dankie ook vir daai dienswerk. Nee, moenie agter kyk nie. Oom Gertjie gaan nie nou help nie. Nee, ek fokus vir my. Hulle het beloof, die kerkraad het beloof, hulle sal ook maandeliks dan nou vir Dominee 'n blikkie kondens mag gee om te sê dankie. Ja, OK. Dis opgeneem alles. Gebruik dit as bewyse. Dan Bybelstudie sal Dominiteens ook die gemeente Bybelstudie sal Dominiteens ook lei. Amanda Bloeisels se Bybelstudie sal gelei word deur Dominee Johannes Marits van die NG Kerk. Koinonia word afgestel totdat die volgende predikant hier is. En terwyl ons praat oor die volgende predikant, ons het die kerkraad het 3 name al ontvang van mense wat op die lys kom. As julle enige name het, is julle welkom om dit te gee vir julle ouderlings sodat hy dit kerkraad toe kan neem en dan kan daar later dan 'n groslys opgestel word of 'n 3-tal of 'n 4-tal waarna dan gestem sal word. So enigiemand. Die vraag het al gekom, is 'n predikant beroepbaar? Ja, 'n predikant is altyd beroepbaar. Hy is nie noodwendig gebonde aan 'n spesifieke tyd of 'n spesifieke area nie. So 'n predikant is beroepbaar. So daar proponente, daar's predikante reg oor die land en in Suid-Afrika. Ja, so as jy 'n naam het, gee dit asseblief vir julle ouderling sodat dit kerkraad toe kan gaan. En met dit gaan ek nou oorgie aan oom Gertjie, want oom Gertjie het gesê hy soek ook 'n spreekbeurt. Oom? Goeiemôre. Ek het net 'n paar goedjies om te doen. En dit is maar aangesien sommige mense vir my werk gegee het om te doen. Daar's mos mense wat alreeds goed aanvang en dan moet ander mense die gelag betaal. Ek is hierso om die redings te doen vir die totsiens sê vir die predikant. En nader moet ek so praat. En dan
roep ek vir broeder Shaal om namens die kerkraad vir ons 'n boodskap te gee vir die dominee en sy vrou. Moet ek met die ding praat of moet ek net so praat? Asseblief met die mikrofoon. Ek moet seker nou begin deur te sê wat se naam en ding is. Erasmus en Charlene. Ons is almal kinders van God. En God het sy weë en ons verstaan nie God se weë nie. God roep vir ons om sekere take en prosesse deur te maak. En baie keer voel ons soos Jona, wil ons weghardloop, maar dan stuur God 'n groot walvis en hy kom haal ons. So waar daar worstelinge is om te weet, is die besluit wat ek neem reg? Moet ons altyd gaan kyk na wat God wil hê. Ons mense het ons eie emosies, maar dit tel nie, want ons staan in die diens van God, en God roep ons. So ongeag of jou besluit nou reg of verkeerd was, en of die kerkraad se besluit reg of verkeerd was, God sal seker maak dat Jona op die regte plek kom. So die stad Ninive hoef nie bekommerd te wees nie. Ek dink ek wil net daarmee begin. As kinders van God het julle by ons aangekom as kinders. Nie as weeskinders nie. Nie as weeskinders nie, maar as peetkinders. En julle het in ons huis ingekom om vir ons 'n bietjie sonskyn in ons vertrekke en ons gange te bring. En daarvoor is ons baie dankbaar. Maar in die proses van die lewe het julle ook by ons kom goeders leer, soos wat 'n ouma in 'n ouer huis doen. Jy het goeders kom leer en jy vat dit weg na die volgende plek toe. Jy los goedjies hierso en jy vat goedjies saam. So los julle 'n gedeelte van julle hart hier by ons agter. Maar julle vat ook 'n gedeelte van die gemeente se hart saam met julle, daar waar julle gaan. En dit is belangrik. En soos elke gemeente is soos 'n lamp, en die predikant spaar se doel is om die lamp te kom aansteek. En dan brand ons lamp, en dan aan die ander kant is daar weer 'n lamp wat doof of doodgaan. Dan roep God die predikant spaar om na daai plek toe te gaan om die lig weer aan te steek. Maar dit beteken nie dat ons lig hier doodgaan nie. Wanneer ons lig flou raak, dan sal God weer vir ons iemand stuur hierdie kant toe. Maar so was julle as peetkinders in hierdie huis gewees. En dis tyd vir julle om te gaan en ons stuur julle weg na die volgende peethuis toe. En ons hoop dat die liefde en die lesse wat julle by ons gekry het, was genoeg gewees, sodat julle dit saam met julle kan vat na die volgende peethuis toe. Maar nie so baie, dat daar nie plek is, sodat die nuwe peethuis vir julle liefde en kennis kan gee nie. So, julle gaan miskien nou uit ons huis uit, maar nie uit ons harte uit nie. Julle gaan uit ons huis uit, maar die foto's hang in die gang. Ons sal altyd aan julle dink, net soos wat julle altyd aan ons sal dink. En ons gemeente het die voorreg dat hierdie was die eerste peethuis. So, die volgende huis waarheen julle gaan is nou spreekwoordelik, wil ek amper sê, die skoonouers se huis. Hierdie is die oorspronklike ene. Hierdie is die ene wat julle altyd sal onthou. Julle sal altyd die res van julle lewe, julle eerste gemeente onthou. Ons hoop dit was mooi gedagtes, lekker gedagtes wat julle saam met ons vat. Laat julle lig skyn. Vat vir die volgende gemeente dieselfde sonskyn wat julle na ons toe gebring het. En mag julle God julle seën op julle paaie waar julle gaan. Dankie Shaal, namens die gemeente, die kerkraad. Ja, dit is so dat ons vir Shaal nou spesifiek gevra het, want ons moes nou die predikant, omdat dit sy nuwe gemeente, sy eerste gemeente is, moes ons hom daarom bietjie ook in die pad gehou het.
So elke vergadering het ons spesiaal dan so minute gegee om bietjie met die predikant te praat. En hy het gebruik gemaak daarvan. Broeders, susters, kinders, die volgende een wat ek te woord stel is vir Zander, namens die diakens. Zander, kom maar nader. En hy gaan dan vir ons 'n paar woordjies gee om daarom vir die twee ook laat onthou die diakens was ook hier. Dankie, Gert. Ons as diakens het so 'n kort boodskapie saamgestel almal bymekaar. So ek gaan dit vir julle voorhou. Liewe Erasmus en Charlene, ons staan vandag voor julle om dankie te sê vir die onvergeetlike impak wat julle op ons gemeente en gemeenskap gehad het. Julle het deur julle harde werk, toewyding op van julle dienswerk en geloof 'n merkwaardige verskil gemaak hier by ons. Charlene, jou betrokkenheid by die skool en die leerders het 'n blywende indruk gelaat en jy het met jou kreatiewe gawes beslis 'n bron van inspirasie geraak vir baie. Erasmus, jou sag maar sekere leiding van jou mede-amptdraers, veral ons in die diakens, sal nie vinnig vergeet word nie. Julle het albei die respek van oud en jonk in hierdie gemeente verdien in die kort tydjie wat julle hier was. En julle het gewys wat dit beteken om verhoudings te kan bou met vriendelikheid en warmte. Ons is opreg dankbaar vir Erasmus se absolute passie vir sy dienswerk. Dit oes uit jou uit, as ek dit so kan noem in Engels. Verskoon daarvoor. En dan Charlene, jou bereidwilligheid om altyd jou kreatiwiteit laat vloei daar waar ons dit nodig het. Ons groet julle met gemengde gevoelens van hartseer en blydskap. Hartseer oor die leemte wat julle agterlaat, maar tog ook met blydskap en opgewondenheid vir julle en saam met julle vir die nuwe pad wat die Here vir julle voorberei het. Mag julle dienswerk in die toekoms nog meer geseënd wees as wat dit was hier by ons. En ons groet julle dan met die volgende skrifgedeelte uit Kolossense 3 vers 23 en 24. En wat julle ook al doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning die erfdeel sal ontvang. Julle dien die Here Christus. Dankie. Dankie, Zander. Ja, vir Zander het ek nou nie met 'n spesifieke rede geroep nie, behalwe hy dat as ons 'n slag hier op grond kry, dan moet hy maar 'n paar woorde sê. Ek moet net kyk, Dominee Johannes is nie hierso nie, nê? Is hy daar so? Dankie. Dominee Johannes, namens die gemeenskap en die bande wat ons gebou het met die NG Kerk, asseblief, kom nader. Goeiemôre julle almal. Baie dankie dat ek die voorreg om 'n geformeerde mikrofoon in my hand te mag hou. Dit is 'n groot voorreg. Ons was hier toe julle gekom het en ons is bly ons kan hier wees nou dat julle gaan. Wil ek net sê Erasmus in die eerste plek baie dankie vir die verhouding wat ons kon hê met mekaar, al weet jy vandag nog nie steeds nie of jy moet oom of dominee sê nie. Jy raak maklik deur mekaar, maar baie dankie vir die baie mooi persoonlike verhouding wat ons kon hê, wat ons met mekaar kon deel en dat ons kollegas kon wees. En vir die tye wat ons ook goeie saam kon doen. Dit was 'n voorreg gewees. En Charlene, ons wil net nog 'n keer sê van dit wat ons van jou beleef, jy het ons almal moeg gemaak. Een mens kan nie so baie goed doen nie. Maar dankie vir alles wat jy gedoen het en wat jy op jou geneem het by die skool, in die gemeente en in die gemeenskap.
Toe ek jou die eerste dag gesien het ek gewonder oor die jong vroutjie. En nou dink ek anders oor jou. Dan wil ek ook net sê, Erasmus, as ek nou veral aan jou en jou persoonlikheid dink, dan dink ek aan 'n warrelwind. Julle weet mos 'n warrelwind wat so kom, tjoe, en as hy weg, maar dan is niks daarna dieselfde nie. Julle het vinnig gekom en die stof het gestaan soos julle gewerk het. Julle gaan en niks is meer dieselfde nie. Omdat julle harte uitgegiet het, julle roeping voluit in alle opsigte uitgeleef het. So namens die gemeenskap en ook namens die NG Kerk wil ek net sê baie dankie vir wat julle gedoen het. Ons sal julle onthou en in ons harte koester. En dan net vir julle as gemeente wil ons net graag verwys na Handelinge 20, waar Paulus dan op pad is na Rome toe. En dan kom 'n profeet daaraan en hy bind sy eie twee hande vas en hy sê, so sê die Gees, so gaan Paulus gevange geneem word en gebind word as hy na Rome toe gaan. En dan sê Paulus, as dit so moet wees, dan is dit so. Ek is bereid om met my lewe te boet vir Jesus, maar kan nie anders as om gehoorsaam te wees aan die Here wat vir my roep nie. Julle gaan nie omdat julle 'n gier gekry het nie, maar omdat die Here julle geroep het. Maar dan sê Paulus, en dan huil die gemeente, hulle groep mekaar daar op die strand, en die gemeente huil en hulle bid saam, en dan sê Paulus vir die gemeente, nou laat ek julle aan die Here en sy genade toe. En ek vertrou julle met die woord van die Here, want die woord van die Here is in staat om julle op te bou en julle te laat deel aan al die erfenis wat die Here vir die gelowiges bestem het. Mag julle dit so beleef. Baie dankie. Dankie, Dominee Johannes. Ja, ek het nie geweet dat die doppers en die Gietjie Ponder so nader aan mekaar sou kom nie. Maar ek het hulle altyd daar so in die blou winkel al so paar keer gehad, dat ons bietjie kon gesels het. En ja, dis soos hy gesê het, dit is goeie geselse wat ons gehad het. Nou wil ek net gou hoor, hier uit die gemeente uit, is daar enige een van hierdie gemeentelede wat op sy hart het om 'n woord of twee te sê, dan sal ek sommer daar na jou toe kom. Is daar enige iemand wat dalk 'n woordjie wou gesê het? Is dit reg so? Dan het ons nou genoeg gepraat ten opsigte van dit. Dan kom ons nou by die volgende wat ons nou gaan doen. Ek gaan lees nou die attestaat en bewys van lidmaatskap van die Venter gesin namens die eerwaarde kerkraad. Die kerkraad van die Gereformeerde Kerk Okanje getuig hiermee dat die ondergenoemde lidmate van hierdie kerk afkomstig is. Die lidmate is getrou in kerkbywoning en gemeenteaktiwiteite. Verder is die lidmate suiwer in leer en lewe. Die beleidende lidmaat Erasmus Albertus Venter en Charlene Venter. Dooplidmate ongelukkig nog nie. Ons vertrou die geliefde lidmate aan julle herdelike sorg en gemeenskap van die gelowiges toe. Ons beste wense en seën vanaf die gemeente en die kerkraad vergesel die lidmaat. Namens die eerwaarde kerkraad van die Gereformeerde Kerk en die skrybaat. Dominee, kan jy asseblief jou attestaat kom
kom oorvat en dan net hierna gaan praat hy 'n paar woorde en dan sal ek afsluit om die kennisgewing van losmaking te doen en dan sing ons net vir die seun toe. Jy kan nou 'n paar woorde ook sê hoor. So ek kan nie dink dat enigiemand nog vir my wil luister nie, want soos wat Gertjie vanmôre vir my gesê het, ek praat die meeste vanoggend. Maar so ek hoop julle is daarom nog rustig. Dominiteens moenie so frons nie. Dis hulle skuld. Hulle wil hê ek moet alweer praat. So ek dink ek kan my vrou kom ons is een. Kom hierso. My vrou is op pad. Julle weet mos ons is maar skaam teruggetrokke ou dingetjies. Ons is maar baie bang en skaam. So ek dink ek praat namens ons albei wanneer ek sê ons het regtig by julle elkeen geleer soos wat Charles ook sê. As dit ek sien nou nie vir tannie Norien hierso nie, maar so as dit nie gehekel is nie, is dit hoe om pannekoek te bak. Tannie Martie. Ons het geleer pannekoek bak en hoe om lekker te kuier en natuurlik ook hoe om knope los te maak want ons het baie geëet. Maar dis oukei. So ek en Charlene is regtig baie lief vir julle. En soos wat Charles sê, julle is ons eerste huis en ons sal julle nie vergeet nie. Al die baie. Daar's ons te veel goeders om te sê en ek is bang die emosies oorrompel my. So hoe sê mens dankie na soveel 2 jaar? Maar baie dankie vir elkeen van julle en wat julle gedoen het vir ons en wat julle vir ons beteken. En alhoewel ons uit die dorp uit is julle nie uit ons hart uit nie. So bly asseblief in kontak. Ons het nog steeds ons nommers. Daar begin my vrou, daar gaan ek nou begin. So dankie ou Gertjie. En dankie vir elkeen van julle. Ons is regtig lief vir julle. Charlene, wil jy sê? Okay. Dankie julle. Ja, julle kan hier bly staan. Ons gaan nou die losmakings kennisgewing lees en daarna sing ons Psalm 128. Die kennisgewing vir losmaking van die vertrekkende bedienaar van die woord is die akte van 1985-559. Dominee Erasmus Venter, sedert 8 Mei 22 bedienaar van die woord in die Gereformeerde Kerk Okahanja, het die kerkraad meegedeel dat hy die beroep na die Gereformeerde Kerk Buffel-Dorings wil aanvaar. Na oorweging het die kerkraad bevind dat daar genoegsame redes aangevoer is om die aanvaarding van die beroep te bewillig. Daarom het die kerkraad in sy vergadering op 28 April 24 besluit om dominee Erasmus Venter van sy verbintenis met hierdie kerk los te maak. Hierdie losmaking sal geld vanaf die dag dat hy die Gereformeerde Kerk Buffel-Dorings bevestig is. 'n ondergetekende afskrif van hierdie besluit word aan dominee Erasmus Venter oorhandig om vir hom in die kerkraadsvergadering van die Gereformeerde Kerk Buffel-Dorings saam met die deputate van die klasses as wettige getuienis van sy losmaking te dien. Die kerkraad betuig hiermee ook sy dank aan hom, sy diens wat hy 2 jaar lank hier verrig het, en ons bid dat die Here hom ryklik sal seën in die kerk waar hy nou gaan dien. Namens die kerkraad van Okahanja is daar geteken, en namens die klasses die afgevaardigers geteken van Windhoek Suid en van Otjiwarongo. En dis geteken gister hier in ons gemeente. Ons sal vir jou dan die volledige afskrif saam met jou gee. Baie dankie vir julle 2. En gemeente, ons sing nou saam Psalm 128 vers 2 dink ek, né? En daarna gaan drink ons koffie.